Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Daai hart wat plek het vir jou. Jakob sit gespanne in die wagkamer by die tandarts. En hy sien glad nie uit na wat kom nie. Na so rukkie kraak die luidsprekers in die plek en die Bee Gees begin met die sang Staying Alive. Hy luister na die woorde en sweet begin perl op Jakob se voorkop uit. En net toe sy senuwees wil ingee, toe begin die volgende lied. Another one bites the dust. Nou, wag is nie lekker vir enige persoon nie. Veral nie as ons op 'n plek wag en ons weet nie wat kom nie en iets bedreig ons dalk soos 'n tandarts. Dis daai vreemde emosie wat geluktydig ongeduld skreeu en verwagting in ons hart aktiveer. So, dis een van daai dinge wat sleg is, maar goed kan wees op een slag. Jy al gewonder, hoe dink God wat buite tyd staan, oor wag? Tyd het nie effek op hom nie, hy voel nie oor tyd soos ons nie. Maar hoe voel en hoe dink hy oor wag? Lees saam met my Jesaja 4 vers 31. Hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Het jy al gewens jy kan daar wees? Nuwe krag, om te sweef soos 'n arend, om te hardloop nie moeg te word, of afgemat te voel nie. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat is daar aan daai wag? Gewoonlik maak wag jou en my moedeloos. Dink aan die vorige keer wat jy by die verkeersdepartement in die ry gestaan het vir ewig om 'n lisensie te betaal. Nou Jesus, net voordat hy hemel toe is, ons herdenk hierdie week hemelvaart, en net voordat Jesus hemel toe is, sê hy die volgende woorde oor 'n nuwe era, en ek wil in hakies vir jou vra. Is jy gereed vir 'n nuwe era in jou lewe? Sien jy uit na 'n nuwe era? Wens jy nuwe dinge wil aanbreek? Handelinge 1 vers 4 sê, net toe hy met hulle saam was, het hy hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om die belofte van die Vader af te wag. Dan gaan hy aan, hy sê, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. En daai woordjie wag is primeo, en dit beteken om net rond te staan. Kan dit wees, George? En toe hy met hulle saam was, het hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om die belofte van die Here af te wag deur net rond te staan. Hoe is dit moontlik? Want jy sien, rondstaan voel vir jou en vir my so passief en so onproduktief en soos een van die dinge wat net nie 'n verskil kan maak nie. Want jy sien, wanneer ek en jy stil raak dit skielik moeilik om ons emosies te beheer en te bestuur. Gevoelens waaraan ons lanklaas aandag gegee het, borrel in ons gemoed op. Skielik is hulle hier, en ek het hierdie emosies al so lank vermy. Mense assosieer gewoonlik nie wag met vrede nie, maar met spanning. Dink aan daai song, Another one bites the dust. Toe ek gebid het met die aanloop na hierdie tyd waar ons die Heilige Gees herdenk, sy uitstorting herdenk in Pinkster, toe wys die Here vir my die gelykenis van die verlore seun. En ek sê, Vader, hoe kan die verlore seun se vergelykenis iets te doen hê met die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees? Wat mis ons rondom wag? En jy sien, hierdie gelykenis is 'n verhaal van wag en ook van verwagting. Kom ons lees dit so vers vir vers, en ek gaan net so hardloop deur dit en hier en daar 'n paar dinge sê. Ek gaan vandag net vir jou sleutels gee, en ek glo dat hierdie sleutels vir jou 'n nuwe ding sal oopsluit. Lukas 15 vers 11. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het aan sy vader gesê, gee my deel van die goed wat my toekom. En hy het hulle sy goed verdeel. Ons weet die pa 2 seuns gehad, en ons dink
altyd is net die jongste wat als gekry het, of wat het deel gekry het, maar hy sê, hy het hulle, so beide die oudste en die jongste seun, het hulle goed gekry, en die oudste seun het 2/3 gekry, en in daai tyd het die oudste, die eerstgeborene, het 2/3 van die erfporsie gekry. Jy sien die seun, die jongste seun, die haastige seun, ontvang sy pa se besittings, maar in die proses verloor hy ook. Hy verloor kontak met sy pa. Baie keer is ek en jy so haastig wanneer ons wag op die Heilige Gees, wanneer ons wag op die Here, dan wens ons iets wil net gebeur. Hierdie jong seun se haas veroorsaak dat hy kontak verloor. Is nie hier ironies nie, dit wat hy ontvang van sy pa, bou ook afstand tussen hom en sy pa in, want hy gaan met daai besittings van hom na 'n vreemde land toe. Die gevolg van hierdie kontak, wat hy verloor met sy pa, kos hom als. Julle ken die storie, hy het letterlik alles wat hy gehad het verkoos en verloor. Baie keer kom ons in 'n tyd soos hierdie in ons kerke vorentoe en ons sê, bid vir my vir doping met die Heilige Gees, en daar's niks fout daarmee nie, Paulus het dit ook gedoen. Maar jy sien, 'n verhouding met die Heilige Gees is 'n lewenslange reis. Dis nie net een gebed of een oomblik nie. Dis daai wag wat ek en jy so haat. Om te wag op die Heilige Gees is iets wat elke dag gebeur. Elke oomblik van elke dag. Dis 'n ritme in ons lewe waar daar geen haas is nie. En waar verwagting na iets waarvoor ek wag, my gemoed oorheers. En baie mense sê, George, wat moet ek doen om meer van die Heilige Gees in my lewe gemanifesteer te sien? Dan sê ek altyd, skep ruimte. Leer om sonder haas te wag. Leer om by die plek te kom waar jou verwagting vir dit wat kom, jou spanning, oor jy nie op hierdie oomblik iets voel of ervaar nie, oorheers. Kan dit so maklik wees soos wag? Kan dit so frustrerend wees soos wag? Dis hierdie ruimte waar die tyd wat ek gee, belangriker is as die onsekerheid in my hart. Gaan ek ontvang? Wat gaan ek ontvang? Gaan ek verander? Gaan ek nie verander nie? Waar die tyd wat ek gee, belangriker is as die onsekerheid. En baie keer, die Bybel sê, wanneer ons op die Here wag, kry ons nuwe krag, maar baie keer wanneer ons wag, staan onsekerheid op. Want ons raak haastig. In hierdie kultuur en tyd waarin ons leef, is ons so gewoond dat ons druk 'n knoppie op ons selfoon en onmiddellik is die inligting daar. Ons vra een of ander AI en onmiddellik is die antwoord daar. Skielik kom ons by die God van die skepping en ons wag. Wat gebeur sonder daai ruimte in jou en my lewe? Lukas 15 vers 16 sê die volgende. En hy het verlang, dis nou die jong seun wat weg is na die ander land toe, om sy maag te vul met die pele wat die varke geëet het. En hier is die bammer, en niemand het dit aan hom gegee nie. Met ander woorde, iemand wat nie kan wag nie, verlang na iets, maar hy kry dit nie. Iemand wat kontak verloor met die Heilige Gees, verlang die heeltyd na iets, en hy kry dit nie. En lyk jou verhouding met die Here soms so, jy verlang na iets, jy verlang na meer, maar dis asof jy dit net nie kan kry nie. Miskien was jy iewers oorhaastig gewees. Wag is hierdie plek waar vervultheid jou ontwyk as jy dit nie kan doen nie. Baie van ons sit by die plek waar ons so hunker na vervulling in ons verhouding met die Here. Dis daai plek waar jy so leeg is dat jy enigiets sal volmaak. Dink bietjie aan die seun
sy maag was so honger, hy wou varkpele geëet het. Want omdat hy kontak verloor het met sy pa, het hy alles verloor. Wanneer ek en jy kontak verloor met die Heilige Gees, ons nie kan wag tot ons nuwe krag het nie. Hy raak ons so leeg, dat ons daai leegheid met enigiets sal volmaak. Party ons sit op die TV en hulle doen channel hopping, ander ons kyk vir ure soapies, ander ouens gaan op die internet en vang alle dinge aan, rande dinge aan, wat nie veronderstel is om te gebeur nie. Want die leegheid is net so groot. Want jy kan nie wag nie. Slim man het eendag gesê, emptiness isn't a flaw, it's the space for something new to begin. Wanneer jy wag en jy voel leeg op daai oomblik, is dit nie 'n fout nie. Ek weet jy voel daar's fout met jou, hoekom ontvang ek nie, hoekom voel ek nie? Dis 'n spasie van iets nuuts om te gebeur. En hoe langer jy wag, hoe groter word daai spasie in jou hart. Ek en jy voel so sleg oor die leegheid wat ons ervaar, en dit wat ons gedoen het, omdat ons leeg voel, dat ons dit probeer volmaak en dan reageer ons soos daai jong seun in die varkhok. Hoor wat sê hy in vers 21. En die seun sê vir hom, Vader, ek het dit teen die hemel en voor u gesondig. Hoor nou mooi, en is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Baie keer wanneer ons wag op die Here en daar gebeur nie iets in ons onmiddellik omdat ons haastig is nie, dan sê ons hierdie woorde, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Ons emosies initieer hierdie diskonneksie. Daai ding in ons wat haastig raak, disconnect ons van die sagte wind van die Gees. Elia was ook daar. Hy het die Here gesoek en toe vat die Here hom in 'n spilonk in en hy wys vir 'n aardbewing, 'n rukwind. Die Bybel sê die rukwind was so sterk dat die rotse geskeur het. En 'n groot vuur. En dan sê daai hoofstuk, in dit alles was die Here nie. Toe kom daar 'n sagte, koel windjie en in dit was die stem van die Here. Wanneer ek en jy wag, totdat ons rustig genoeg raak om die sagte, koel windjie weer 'n slag te sien en te voel, dis konneksie. Dan kom die Heilige Gees. En miskien is die vraag wat ons nou moet vra, hoe reageer die Gees? Lukas 15 vers 24 in ons storie, die volgende vers, hy sê, want hierdie seun van my, dis die pa wat hy praat, was dood. En hy leef weer. Dis baie belangrik. Die Gees skep lewe. Hy was verlore en hy's gevind. Die Gees help jou om wanneer jy verlore voel, jouself weer te vind. En dan sê hy, en hulle het begin om vrolik te wees. Julle ken die storie, die pa het al sy vriende bymekaar genooi en die vetgemaakte kalf geslag vir hulle. Want jy sien die Heilige Gees gee nuwe lewe. Wanneer ons wag op die Here, dan, om dit so te stel, raak die Here vrolik soos die pa. En hy sê, hier is my seun of my dogter, wat so lank weg was. Nou dan was daar die oudste seun. Jy sien, sommige van ons verstaan wag. En ons wag geduldig maar. En daai maar staan in vers 25. En die oudste seun was in die veld. En toe hy aankom en naby die huis kom, hoor hy musiek en dans. Ek spring in vers 28. Toe word hy kwaad. Daai oorspronklike beteken woedend. En wou nie ingaan nie. Sy vader gaan toe uit en hy praat met hom. Maar hy antwoord en hy sê aan sy vader, kyk, ek dien u al soveel jare. Baie keer wanneer ons meer van die Heilige Gees wil ontvang, dan sê ons in ons gemoed daai selfde woorde. Ek dien al so lank. Ek probeer so hard. Ek probeer my bes. Want jy sien, ons dink aan die manier waarop ons gedien het. En ons dink die manier waarop ons gedien het is belangrik.
Dis die manier waarop hy ons liefhet wat tel, nie die manier waarop ons effort insit nie. En jy sien, ek en jy is nooit gered as gevolg van ons eie effort nie. Ons het geen ander keuse as om net te wag totdat hy opdaag en te glo in sy liefde nie. Kom ons kyk bietjie na die pa se perspektief en ons sien dit in vers 31. Toe sê hy vir hom: Kind, jy is altyd by my. En wat myne is joune. Nou ek wil ietsie sê, baie keer as ons in ons kerke kom, dan wag ons vir die Heilige Gees om op te daag. En hy sê, waar 2 of meer van julle in my naam by mekaar is, daar is ek reeds. Die fout is nie dat hy moet kom nie. Baie ouens sê, nee, die Heilige Gees is nie by my kerk nie, dan dink ek, jy verstaan nie die Bybel nie. Want jy sien, dit gaan nie oor of hy daar is nie, hy is daar. Dit gaan oor of het jy lank genoeg gewag, dat jy daai sensitiwiteit in jou ontwikkel het, om te kan voel en te kan sien. Jy sien, hierdie seun kon homself nie gee vir dit wat hy reeds gehad het nie. Hy het daai verhouding met die Vader gehad, hy het al die besittings gehad, maar hy kon homself nie daarvoor gee nie. Hy het goed geweet, dit wat hier om hom is, sy erfporsie. Inteendeel, hy kon 'n kalf geslag het net wanneer hy wou. Maar hy kon homself nie gee vir dit wat hy reeds het nie. En wanneer dit kom by die Heilige Gees, daar so baie mense wat nie net kan gaan sit en gewag en kan ontvang nie, maar wat die heeltyd wil probeer, asof dit aan iemand anders behoort. En ons kyk so baie keer na die ouens om ons, dink, hulle is meer geestelik as ek. Hulle verdien dit. Kyk al hulle ervaring en ek voel niks nie. Ek verstaan dat ons in alle verhoudings nabyheid gewoond raak tot op die plek waar dit nie meer spesiaal is vir ons soos daai eerste dag nie. Ek weet, ek verstaan hoe maklik vergeet ons daai gevoel van die eerste dag van 'n verhouding. Daai gevoel toe jy die Here aangeneem het. Ek weet hoe die rompslom van die lewe kan inmeng met ons wag. Ek weet ook hoe die angel van pyn ons steek en laat terugstaan. En sê, ek vertrou die vrede nie. Ek weet ook hoe onveilig kan nabyheid en intimiteit ons laat voel. Veral ons manne. Want intimiteit beteken into me you see. Met ander woorde, ek ontbloot my voor jou. En ons is so bang, want ons steek die hele tyd goed weg vir die Here, want ons dink dit gaan oor ons werke, ons verstaan nie, dit gaan oor sy liefde nie. Ek kan sien hoe maklik dit is om te probeer verdien en hoe moeilik dit is om net te ontvang. En dit is okay as jy so voel. Want jy sien, hierdie is 'n proses, dis nie 'n event nie. Dis nie net daai oomblik as iemand vir jou hande oplê vir ander als nie. Paulus en Johannes sê die handoplegging is belangrik, dis hoe jy die Heilige Gees ontvang. Maar dis 'n proses, nie 'n oomblik nie. Dis daai proses om elke dag en elke oomblik van elke dag tyd te skep om te wag. En my raad vandag aan jou in hierdie voorhand van Pinkster is, vat dit stadig. En kom elke dag 'n klein bietjie nader aan die Gees van die Here. Jou hart sal leer hoe om te vertrou, jou hart sal leer hoe om raak te sien en om te connect met hom. Soms is die taaiste deel van genesing om weer te glo dat ons die goeie verdien. Gaan kyk na laasweek se boodskap, dan gaan jy, ek het laasweek gepraat oor die goedheid van die Here. En baie keer is die moeilikste deel om weer te glo dat ons die goeie kan verdien. Want jy sien, liefde is nie op gereedheid gebou nie, maar op dapperheid en gewilligheid. Baie keer sê ons, ek is nie gereed om te ontvang nie, ek nog eers iets gaan probeer. Miskien moet jy vandag net dapper wees om nader te staan, jouself te ontbloot en gewillig te wees. Ek wil afsluit met Matteus 7 vers 9 tot 11.
En net voor ek afsluit met dit, gaan na ons website agapai.co.za. Die getikte notas is daar en ek wil hê jy moet dit 'n paar keer gaan oorlees. Ons het nie altyd tyd om die hele video oor te kyk nie, maar gaan lees daai notas. Die duiwel gaan hierdie saad steel uit jou hart as jy dit vergeet. Bou dit in jou lewe in. Maak seker en jy sal sommer daar sien net onder hierdie week se boodskap is laasweek se boodskap ook. Gaan kyk dit. Grawe in dit in. Matteus 7 vers 9 tot 11. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom 'n brood vra, vir hom 'n klip sal gee. En die Vader wil jou vandag diep in die oë kyk, en vir my, en hy wil vir ons vra, dink jy, ek gaan vir jou 'n klip gee as jy vir my 'n brood vra? Hy sê of as hy hom 'n vis vra, vir hom 'n slang gee. Die visies is vermeerder in Jesus hande. Die slang het gekom om te steel en te verwoes. Hy is die vader van die leuns. En die Here gaan nie vir jou 'n verkeerde gees gee as jy dit waag om te wag nie. En dan gaan hy sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan hom wat bid. Die Heilige Gees is 'n goeie ding. En ek wil voor jou staan en by jou pleit vandag. Leer jou hart en jou gemoed om te wag. Ons het begin gesê, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy hardloop en hy word nie moeg nie. En hy word nie afgemat nie. En dit kan jy wees. Ons sonder die nabyheid van die Heilige Gees wat ons sien en ervaar en bewus is van ons, raak ons verhouding met die Here moeg en afgemat tot daarna niks oorbly nie. Dit is nie die tandarts se wagkamer nie. Hierdie is die wagkamer van die koning. Jy hoef nie met angs daar te gaan sit nie. Daar gaan nie oor die luisprekers gesing word, another one bites the dust nie. En jou verhouding is ook net nie another relationship that bites the dust nie. Ek wil jou seën dat jy in hierdie tyd sal ingaan. Sal leer om te wag. Sal leer om te glo dat hy vir jou wil goed wees en is, al verdien jy dit nie. Maar ook dat jy sal leer hoe om hom raak te sien in elke oomblik. Tot hy so naby voel dat dit voel asof jy aan hom kan vat en dat jy die fluistering van sy stem in jou ore kan hoor. Want jy sien, hy wil nie net strategie gee nie, en ons bid die hele tyd vir strategie en leiding. Hy wil intiem kommunikeer met sy kinders. En in dit ontvang ons die leiding. Maak jou oë toe, dan bid ek vir ons. Vader, ek wil elke persoon wat nou na my luister seën. Waar is 'n tyd staan dat U op hierdie oomblik vir ons die geduld sal gee. U sê, hy wat glo, is nie haastig nie. Dus daai geloof sal hê in dit wat U wil doen, sodat ons sal kan opstaan en nader staan. Dat ons dapper voor U sal kom staan. En lank genoeg sal wag, totdat ons U kan sien, kan ervaar en kan voel. Ons het die lewe nodig, daarom het ons U nodig. Dus eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Onthou, agapai.co.za, as jy wil bydra vir ons gemeente, is daar ook 'n button waar jy kan klik vir ons bankbesonderhede gee. Dra asseblief by en help ons om in hierdie tyd in ons land en in ons stad 'n verskil te kan maak. En as jy in Bloemfontein is, kom besoek ons gereeld, maak 'n draai, kom loer in, kom skud ons hand. Mooi loop, elke dag, sien jou volgende keer, selfde plek, selfde tyd.